Naat mense Japie hierso. Ek wil hierdie ou se profesie met julle deel. Dis 'n baie goeie profesie vir Suid-Afrika, die wit mense natuurlik. Dis maar meestal waaroor hy visioene en drome kry. En ja, hierdie is ook 'n goeie ene vir ons tyd en dinge wat binnekort sal vervul. Opbouend, dis mos wat mense wil hê, opbouende dinge. En daarna wil ek met julle 'n paar verse deel in verband met wat hy gesê het, wat sou daarmee saamgaan. Prophetic dream about South Africa a few nights ago. I think it was about 4 nights ago. Okay, so I'll just get straight into it. Ek gaan die speed 'n bietjie stadiger stel, maar ek hoop julle kan hom verstaan want hy het natuurlik die Nieu-Seelandse aksent. En ek gaan die hele ene speel, so is maar net 7 minute. En dan daarna sal ek die verse gee. So proper finger snap. Dream about other stuff. And then the scene switched. So there are two parts of the stream. I only want to. And it was very, very intense. To do the justice to the full thing, it would probably need to be a 15 to 40-minute video. But I just want to put something out here now, especially for the South African audience. So the first half, God was talking to me about Rome and Carthage. And I'll talk about that in another video maybe, but God was basically using this example to explain to me that the white Christian South African faction in this civil war is spiritually good. Not only are they spiritually good, but they are unique. The white tribe collectively of Southern Africa. Ek wil net noem hier so, hy is 'n civil war, maar dit is nie eintlik 'n civil war nie. Dis maar net die swartes wat die wites gaan aanval. We consider, not just, the Afrikaners, but, the whites of English descent, like in Namibia and, in Zimbabwe, former Rhodesia, because actually it met a really, really nice, there's lots of South Africans here. Like I've had South African friends, and friends from Zimbabwe, and when you find out from them that actually it's like, the whites from the white tribe of Africa from Zimbabwe / former Rhodesia are actually slightly different culturally from the ones in South Africa. So it's like, but if we take them as an entirety of a group of people, not just in South Africa, but basically what God has shown me with the first part of the Roman Carthage reference is that this is a nation collectively. The Afrikaners are the spiritual core of it, I will say that is spiritually positive, and it's still Christian, and it is the only Western nation, if we consider it as one group of people, that is still Christian today. It's the only one. That's why it will be protected by God from in World War III, because they haven't become pagans basically. Whereas in the five safe zone countries have been shown are all in the southern hemisphere, but 4 are in South America. It's Ecuador, Argentina, Uruguay, and Chile, and they're all Latin American, and the culture has Western elements, but it's not. They're not. They're not Western. So here's the first thing: the white tribe of Southern Africa collectively is special, and they are protected spiritually. And I'll talk about that in the future, that analogy. But basically, God was showing me that they are spiritually good, and the forces that are coming against them are very, very, very evil, like pure evil. They're doing black magic. They're doing human sacrifices, all these horrific tortures and farm murders. They are pure evil. So God showed me it's a holy war. I've had many dreams about this. What's coming is going to shock the world. It's going to people will be talking about this for centuries. It's going to be the most epic biblical comeback story you can imagine. God keeps showing me it's a holy war. It's like jihad, but don't like jihad. It's like, in Islam there's the concept of holy war. It's like the Crusades, or it would like the Reconquista of Spain, like the holy war of the Christians to retake,
Spain from Islam. Now, not that I have anything against Islam. I don't get into politics or religion on this channel deliberately to keep this open to as many people as possible. Just as an example, so it's like, it's what is coming is a holy war. It's like a crusade. It's a Christian spiritual crusade, and I was basically shown the white tribe of South Africa, the Afrikaners in particular, just the whole nation is going to be absolutely on fire. And they were like, God showed me basically the trailer for this third part of June, and the cover image I've got, it looks kind of fascist, which is ironic because God was showing me, like, in the movie it's portrayed somewhat ambiguously, like, Paul Atreides leading this crusade. They actually kill in the story like 61 billion people, but God was showing me that in an ironic way, because God was showing me that when the white South Africans do this, it will be positive. It's like, imagine the Nazis with all their technology. They were like the best soldiers in World War II. Like, that's, even the American generals said that. Like, and all their technology, all their discipline, all their high morale. But imagine them being the good guys. That's what God showed me that it will be like in this. That's what it will be like in this war. The white Christian South African faction, and I was just showing them absolutely destroying their enemies. Like the scene, I'll put the link to that trailer for June in the description box below. You see that scene where there's, and in the dream I could hear the war chant, but that again was sort of a weird way of God showing me. It was like the whole nation, everyone, all the women and everyone was like praying for victory in war, and like the men were just so pumped up. But it was like an ironic thing, because in the movie it seems a little pagan negative, but God was showing me in this case it will be, like a positive thing. But like just the whole nation was just total war. Like everyone, women, children, everyone was working together, and this thing was just like a steamroller. It was just like the whole nation was on fire with fury, and they were being shown that there'll be like people with all these psychic, mystic, spiritual Christian abilities, and like really powerful military leaders, and they were just completely obliterating the forces of evil. These evil communist blacks who practice black magic and human sacrifice and stuff like that. It's not all blacks, obviously. Like, there are many, many good Christian, black people in South Africa who will actually be aligned with this faction and help them in the war. So you shouldn't view it along the lines of skin color. It's good versus evil. But go watch that June trailer. The second 2/3. The first part's a bit sort of lovey-dovey and not relevant. I'll put the timestamp from which you should start watching it. I couldn't even describe it. It was so powerful and intense. And the sense of satisfaction at the justice and divine retribution was just so strong. It's a holy war that's coming, and the good guys are going to win. Go watch that trailer. Okay, hope this has been of some value. God bless. Thanks for your time. Cheers. Wat sê? Daar het ons dit. Hy praat van een of ander video trailer, Dune, part 3 official teaser trailer. Example to explain to me. Dus kyk maar net. By 45 sê hy. War feeds on itself. Ja, so ek gaan nie dit nou wys hierso nie. Jy kan die trailer self kyk as jy wil, want die mense begin in weertale goeie sê, dalk is dit demonies. Maar in elk geval, wat die ou sê self in sy video, Hey guys, ons post nie daar, is baie oulik, wat hy ontvang het. En dat dit eintlik, wat hy sê, is dat dit gaan eintlik oor 'n geestelike goed, dit is 'n geestelike oorlog. En dis hoekom ek 'n paar verse met julle wou deel. En dat die Christene in Suid-Afrika
of ek sou nou nie sê al die Christene nie, want baie van die Christene in Suid-Afrika is maar nog net soos die res van die wêreld. Ek verwys nou na die ware Christene wat Jahwe se gebooie gehoorsaam deur geloof in Joshua. Dis die ware Christene. En dis hoekom ons praat in ons gesin ook nou onlangs oor, mens kan jouself nie Christen noem nie. Want die goeders wat Christene glo is glad nie in lyn met die Bybel nie. En deesdae enigiemand is 'n Christen. Die slegste mense is Christene. Kamstig. So dis maar net 'n titel. Dit beteken eintlik maar niks vir deesdae nie. En dis hoekom ons onsself nie eers Christene noem nie. Maar kom ons sê maar die ware gelowiges van Jahwe, hulle gaan geseënd wees en Jahwe se gees ontvang in hierdie tyd van geweld. En Jahwe gaan hulle vermoëns gee wat hulle kan help. Ek dink partykeer ook aan bonatuurlike vermoëns, nie net geestelike gawes nie, maar mense gaan maar sien wat gaan gebeur. Maar ek dink Jahwe gaan deur sy gees hierdie gawes uitstort op die volk, ons volk, vir hulle beskerming en sodat hulle die oorlog kan wen en sodat hulle victorious kan wees en die bose kan vernietig. En natuurlik die bose werk dan deur die swart nasie. En dit is waaroor dit gaan, die swart nasie wat gaan die wit nasie probeer uitwis. Dit is eintlik 'n attempted genocide, dit is nie 'n civil war nie. En maar soos ons weet, volgens Jahwe, gaan ons oorwin, gaan ons wen. En soos ek al in my video's gesê het, hierdie is maar net 'n reinigingstydperk wat Jahwe begin in Suid-Afrika eerste, en dan gaan dit uitspoel oor die ander wit nasies wêreldwyd. Dis 'n reinigingstydperk waarin miljoene wit mense gaan doodgaan wêreldwyd. En sodat Jahwe 'n uitverkore groep wit mense bymekaar kan maak in Suid-Afrika wat hom dien, wat sy gebooie gehoorsaam is, wat hom liefhet, wat hulle naaste liefhet, wat deur geloof in Joshua hom gehoorsaam is. Dit is die mense wat hierdie ou van praat. Hy praat nie van jou gewone ou Christen wat sê hy's 'n Christen, maar hy doen net wat hy wil en glo net wat hy wil nie. Want dit is maar die res van die wêreld daardie. En soos hy sê, wit nasie in Suid-Afrika is die laaste en die enigste ware Christen groep, of waar daar 'n groot konsentrasie is van die ware gelowiges. En ek en my vrou het al baie keer so gesê, en dis hoe ons dit ook sien. Ons is mos in die buiteland en ons kan ons sien hoe is hierdie mense in hierdie ander lande. Hulle is glad nie, hulle noem hulle self Christene, maar hulle is glad nie naaste by wat ons sal konsidereer as 'n Christen nie. Hulle is nie ware gelowiges nie. Hulle is een voet in die, of amper half heeltemal in die wêreld en een voet in hulle geloof. En dan die meerderheid van hulle is maar ateïste of aanbid die duiwel. En dit is 'n jammerte dat dit die geval is met die wit nasies wêreldwyd, en dis hoekom hierdie derde wêreldoorlog gaan gebruik word om hulle uit te wis. Jahwe se oordeel begin by sy huis, en sy huis is sy volk. So die oorlog kom nou na sy volke toe, wêreldwyd. Maar Jahwe het 'n spesiale plek vir ons volk in Suid-Afrika, soos ons hier so hoor ook, en 'n ander profete ook al gesê het. En deur Jahwe se gees gaan ons die oorwinning kan hê. Maar as ons wil oorwin, moet ons doen soos wat, of wees, soos wat ons sien in 1 Petrus 5:5, net so met julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed, in onderdanigheid aan mekaar, want Jahwe weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Mense, ons moet nederig bly as ons Jahwe se hulp wil hê. As jy wil hê Jahwe moet daar wees vir jou, in jou tyd van nood, kan jy nie hoogmoedig wees nie, want dan anders weerstaan hy jou. Anders gaan hy nie daar wees vir jou nie. So ons moet as 'n volk nederig bly, sodat Jahwe se krag deur ons kan werk.
En hy sê so, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Ja, mense moet mekaar respekteer. Mense moet nie op jou eie eilandjie sit en almal al die ander mense verwerp nie. Jy moet kan saamstaan met jou mense. En in die tyd wat kom, gaan dit baie waar wees. Jy sal moet saamstaan met mekaar. Kom ons kyk gou hierdie vers in Matteus 28. En Joshua het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Na Joshua se opstanding het hy alle mag ontvang in die hemel en op aarde en onder die aarde. Hy het die sleutels van die doderyk ook gevat. En soos ek sê in my video's, dit is ook hoekom baie van die mense wat in die doderyk was vandag lewe. Soos die Bybel sê, na die 1000-jarige vrederyk sal die ongelowiges weer lewe. Of weer 'n kans kry, wat gesterf het, soos in die dae van Noag, byvoorbeeld. Dit staan ons in Petrus en in Openbaring 20. Maar in elk geval, Joshua regeer. So, dis hoekom ons kan glo en weet dat die goeie sal oorwin nou. Satan regeer nie. Hy gaan wel Jahwe se volk probeer uitwis. Hy gaan wel ons in Suid-Afrika probeer uitwis, maar dit gaan nie gebeur nie. Jahwe gaan dit verhoed. Joshua gaan dit verhoed, want hy regeer. Satan en sy magte is onderdanig aan Joshua. Ons moet dit onthou. En onthou dat die een wat aan ons kant is groter as hy wat in die wêreld is. En sterker. En natuurlik ook is dit goed om te fokus op die wapenrusting wat mens moet hê en aantrek. Die geestelike wapenrusting wat eintlik alles verwys na Jahwe se gebooie. Maar ek wil dit net hier in die Geneva Bybel, want hy is meer akkuraat in hierdie vers. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the worldly governors, die wêreldse leiers. The princes of darkness of this world, against spiritual wickedness which are in the high places. Ja, dit is ook die geestelike, is ook die fisiese leiers waarteen mens oorlogvoering het, voer in die geesteswêreld. Die wêreldse leiers van vandag is baie van die pad af. Van hulle gee voor, hulle is goed, maar hulle is nie. Ja, die wêreldse leiers, hulle val ook in hierdie kategorie, teen wie mens oorlogvoering het, of voer. En dan die wapenrusting wat mens moet dra. Ek gaan dit maar vir julle in Afrikaans gee. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van Jahwe op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan en vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. Nou die waarheid en geregtigheid albei verwys na die gebooie. En as skoene aan die voete die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Soos jy weet, wat is hierdie evangelie? Gaan kyk wat het Joshua gepreek. Dat mense die Jahwe se gebooie moet gehoorsaam, né? Behalwe dit alles neem die skuld van geloof op, waarmee jy al die vuurige pyle van die bose sal kan uitplus. Nou ons weet, geloof sonder werke is dood, geloof is aksies, en wat jy glo is, Joshua het gesterf vir jou vorige wetteloosheid. So hierdie geloof is om die gebooie te gehoorsaam, want dit wys jy glo. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Nou verlossing, Joshua het ons gesê dat jy op die noupad moet bly wat die gebooie is om gered te word, soos ons sien in Matteus 24 vers 12 en 13. En dan die swaard van die gees, natuurlik is dit Jahwe se gebooie, weer eens, waar volgens mens moet leef, en natuurlik ook Joshua se woorde, want Joshua het ook die gebooie dieper verduidelik. Dieper betekenisse vir ons verduidelik van die gebooie. So beide Joshua en Jahwe se woorde moet ons gehoorsaam. Want ook Joshua se woorde gaan ons oordeel eendag, dis hoekom ons dit moet gehoorsaam. En as jy dink Paulus se woorde stem nie saam met Joshua se nie, dan verwerp jy nie Joshua se woorde nie, dan verwerp jy Paulus. En dan sê hy, terwyl julle met alle gebed en smeking by die
by elke geleentheid bid in die gees. Sien, dit is hoe mense geestelike oorlogvoering doen, is bid, deur te bid, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ja, en mens bid, jy bid vir jou volk, jy bid vir die heiliges, jy bid vir jou mense, se beskerming, en oorwinning, en vir hulle geestelike toerusting, dat hulle sal kan sterk staan teen die bose magte se aanvalle, en die geestelike en fisiese, want ons weet dat hierdie bose magte se aanval gaan fisies manifesteer in Suid-Afrika, en daarom, as ons geestelik reg is, sal ons dit kan weerstaan en oorwin, want die oorlog is eintlik eerste in die geestelike. As jy dit in die geestelike oorwin, dan oorwin jy dit in die fisiese ook. Mense, julle moet dit onthou. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die geeste in die lig. As jy die geeste in die lig oorwin, dan oorwin jy die fisiese mense wat daar die geeste het. Soos ek al vir julle vertel het van my, wat met my gebeur het toe ek teen die geeste in die lig bid, toe disperse die mense wat bymekaar gekom het om te beklei, die twee groepe swartes, so 20 of so wat 30 van hulle. Daar was 5 polisiekarre wat hulle probeer opbreek het, en toe bid ek dat jou as 'n gees soos 'n golf daar van ons kamer af sal uitbeweeg en die geeste wegdryf in daardie area waar hulle wil beklei, en mense dadelik het daardie geveg opgebreek. Heeltemal, sommer binne 5 minute het dit alles opgebreek, het almal hulle pad gevat, het die polisiekarre weggery. Dit is lyk soos 'n wonderwerk, maar dit bewys net dat ons battles, ons geveg is in die geesteswêreld. En as jy dit in die geesteswêreld oorwin, dan gaan jy dit sien manifesteer in die fisiese ook. So onthou, dit is waar julle fokus moet wees. Want die wêreld in Satan wil hê julle moet fokus op die fisiese en net op dit. En dis nie waar die dinge gebeur nie. Die dinge gebeur in die geesteswêreld. En die geesteswêreld is groter en sterker as die fisiese. En is meer reël as die fisiese. Ons dink is meer reël in die fisiese, want ons het hierdie doppe waar in ons siele is. Hierdie, soos in Engels sê die vehicles. Ons liggame is ons vehicles, waar in ons siele is. En ons dink, dit is baie belangriker, maar eintlik is dit die geesteswêreld wat die mees kragtigste deel is van ons. Ons is ons vlees, siel en liggaam. Gees, siel en liggaam. En ons, die geesteswêreld is die sterkste deel. En die ewige deel. En dus moet ons fokus eerste daar wees. Maar ek dink hierdie video was oulik gewees van hierdie ou. En die boodskap, hy gaan seker maar meer volledige ene later plaas. Dit klink of hy so iets gesê het. En ja, mense, hou moed en kry julle wapenrusting reg, begin gehoorsaam wees in jou as 'n gebooie, soos ons sien die wapenrusting handel oor jou as 'n gebooie. Wees daaraan gehoorsaam. Sodat julle die wapenrusting aan het, sodat daar beskerming is vir julle. En dan bly nederig en ja, respekteer mekaar. Groete vir julle almal. Ons praat weer later. Totsiens.